Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Veiligheid slegs in gehoorsaamheid. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 12. Geen mens is veilig vir 'n dag of 'n uur sonder gebed nie. Veral moet ons die Here smeek om wysheid om sy woord te verstaan. Hier word die liste van die versoeker geopenbaar en die middele waardeur hy suksesvol weerstaan kan word. Satan is 'n kenner in die aanhaling van die skrif en plaas sy eie interpretasie op gedeeltes waardeur hy hoop om ons te laat struikel. Ons moet die Bybel met nederigheid van hart bestudeer en nooit ons afhanklikheid van God uit die oog verloor nie. Terwyl ons voortdurend teen die liste van die Satan moet waak, moet ons voortdurend in geloof bid. Lei ons nie in versoeking nie. Toe Bileam, verlei deur die belofte van ryk belonings, towerspreuke teen Israel beoefen het en deur offerandes aan die Here probeer het om 'n vloek oor sy volk te bring, het die gees van God die kwaad verbied wat hy graag wou uitspreek, en Bileam was gedwing om uit te roep, hoe sal ek vloek wie God nie vervloek nie? Numeri hoofstuk 23 vers 8. Die volk van Israel was in hierdie tyd lojaal aan God, en solank hulle in gehoorsaamheid aan sy wet gebly het, kon geen mag op aarde of in die hel teen hulle seëvier nie. Maar die vloek wat Bileam nie toegelaat was om teen God se volk uit te spreek nie, het hy uiteindelik daarin geslaag om oor hulle te bring, deur hulle tot sonde te verlei. Toe hulle God se gebooie oortree het hulle hulself van hom afgeskei en hulle is agtergelaat om die mag van die vernietiger te voel. Satan is deeglik bewus daarvan dat die swakste siel wat in Christus bly, meer as 'n pasmaat is vir die leerskare van die duisternis. Slegs 'n nederige vertroue op God en gehoorsaamheid aan al sy gebooie kan ons veilig wees. Laat niemand hulself mislei met die oortuiging dat God hulle sal vergewe en seën terwyl hulle een van sy vereistes vertrap nie. Die opsetlike pleging van 'n bekende sonde maak die getuie stem van die Gees stil en skei die siel van God.